Japie van Zyl en die leuns van die boek Henog, deel 2. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy dalk belangstel in my heel nuutste boek wat ek geskryf het, soos jy hom kan sien hier so op my linkerkant. Die boek Hebreërs, waarheid of leuns. Dis 'n 500 bladsye boek. So daar's inligting daar wat meeste van u nog nooit in die lewe eers van gehoor het nie. Wat in meer as 600 jaar van protestantisme nog nooit 'n woord oor gepreek was nie. Dit moet nogal redelik mense bekommerd maak. So jy belangstel, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://, jaffa.co.za, soos jy hierbo in die regterhand kan sien. As dit al die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, baie belangrik, gaan na deel 1, begin reg voor, want u het reeds inligting gemis. Uit noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, dan kry jy elke week al die kennisgewings van hierdie boodskap en ook al die ander waarmee ek huidiglik besig is. Stuur die kontak vir jou vriende, kennisse en vriende. Dis lewensveranderend. Maak seker jy skryfblok en 'n pen buiterhand het, want dit is 'n Bybelstudie. En jy moet 'n veiligheidsgordel, ons noem dit in Afrikaans 'n seatbelt, byderhand hê, want daar's 'n paar geestelike skokke wat dalk kan veroorsaak dat jy uit die stoel uitval. Dis uiters belangrik dat jy verstaan dat ons nie vereensgewig met enige van die volgende instansie, kerke of groepe nie. Enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Night Movement, die Jab-beweging, die Jehovah's Getuies, Sewendag Adventiste, Katolieke, enige protestante kerk, denominasie of organisasie nie. Ons behoort aan niemand nie. Ons is net 'n eindtyd Bybelstudiegroep en ons gebruik die 33 Afrikaanse Bybel in ons Afrikaanse taal. Anders gebruik ons die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, die 1860 weergawe wat Dr. Joseph Briand Rotterdam dan vertaal het. En hierdie Bybel is die naam Jesus in werklikheid Jaffa, die naam God is in werklikheid Elohim, die naam Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Nou in die bediening, as ek sal sê Jaffa, dan sal ek sê Jesus Christus, terwyl van die nuwe mense wat kyk, of ek sal sê Jaffa, dan sal ek sê God of Here, so, dat jy in hakkies sal sien, en dan ook sal ek wanneer ek met skrifte werk, sal ek ook aanhalings inbring in hakkies, om het makliker verstaanbaar te maak. Die mense wat reeds jare saam met ons die pad stap, verstaan die hakkies, nee. Goed, ons gaan aan waar ons verlede week opgehou het. Wat glo die Israel Visie mense en die mense wie glo dat hulle die verbondsvolk is? Die term Israel Visie is 'n term wat reeds vir jare gebruik word vir die identifisering van sekere mense en groepe wie glo dat slegs hulle die afstammelinge van die Jode is en wat gered kan word, alleenlik blanke mense. Maar die vereiste is dat hulle blank moet wees en verkieslik uit die suidpunt van Afrika of Suid-Afrika kom. Hierdie stelling is geheel en al onbybels. My Bybel sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal julle rus gee. Jy weet wat vreemd is, wat die Israel Visie ouens totaal al mis, is dat Jaffa, dis Jesus Christus, was vir die volk Israel gebore. Woord sê so, hy sê ek het na my volk toe gekom en hulle het my nie aangeneem nie. Jaffa of Jesus se bediening was 3 jaar gewees, 2 jaar van die 3 jaar het hy net die Israeliete bedien. Sy volk, Daniel se volk, Jaffa se volk. En dan, wat doen Vader Jaffa? Wanneer hy na die put toe gaan waar die Samaritaanse vrou staan, dan hy vir haar sê, geef my water, dan sê sy, hoe is dit dat u wat 'n Hebreër is aan my, vir my water vra? Dis ongeoorloof, dis ongehoor dat u met 'n Samaritaan, wat nog van 'n Samaritaanse vrou bovenal sal praat.
Dan sê Jafashua, geef my water en ek sal vir jou water gee en daar sal strome van lewende water uit jou binneste opspring. So wat gebeur? Die boodskap van verlossing wat vir die volk Israel bestem was, na 2 jaar van Jafashua se aardse bediening, word gestop. En dan vat Vader dit na die heidene toe. En 'n jaar voor Jafashua se kruisiging, van daar waar hy met die Samaritaanse vrou gepraat het, tot vandag, in 2026, het hy nog nooit opgehou om met die heidene te deel, nie met die Israeliete of die Jode nie. Nou wil ek vir Japie van Sail vra en vir sy vriende, sê vir my, as julle dan sê julle is die Israel volk, wie spreek tot julle? Jafashua dan die boodskap weggevat van die Israeliete af. Maar weet jy wat, is daai selfde Israeliete, Japie, julle afstammelinge, julle voorvaders, wat gesê het, kruisig Jafashua. Julle sê Yeshua, maak nie saakie, ek dink julle, ja, julle sê Yeshua. So hy sê, kruisig hom. Pontius Pilatus was sy hande in onskuld. Hy sê, hier's Barabbas, hier's Jafashua. Wie moet gaan? Hy sê, laat Barabbas gaan, 'n moordenaar. Dan sê hy, kruisig hom. Dan sê ek vind in hom geen skuld, dan roep die Israeliete uit. Jou voorgeslagte. Dan sê hulle, laat sy bloed op ons en ons kinders en ons nageslagte wees. Jy sê, maar julle preek nie oor die goed nie, want dit pas julle nie. Goed. Daar bestaan reeds vir jare mense wie by verskillende name geken word soos die Israel Visie groep mense, die Israel Visie verbondsgroepe, die orde van die verbondsvolk, die Karmel bediening, dis mos waar Jaffa uit die hemel uit vir Elia geantwoord het en waar hy met vuur geantwoord het, die gemeentes van die verbondsvolk, hulle is baie in Namibië, die Ecclesia Evangeliegroep, hulle is ook groot in Namibië, en vele ander splintergroepe wat hulle self uitmaak as deel van die verbondsvolk van Israel. En dis almal blankes. Jy sal nie een van hulle kry wat swart is nie. Hierdie is meeste van die tyd ver regse groepe wat meeste van die tyd in Suid-Afrika en Namibië bedrywig is. Vandag in 2026 is daar verskillende mense met verskillende geloofsoortuigings wie as Israel visie mense geïdentifiseer wil word. Meeste Israel visie mense glo dat die swart mense diere is. Daarvolgens daar nie vir hulle enigstens redding is en daar is nie vir hulle genade in die genadebloed van Jafashua of Jesus Christus nie. Nou ek het die reeks gedoen oor die leen van die Israel Visie teologie. Ek dink dit was so 22 uitgawes gewees. Ek dink as u tyd het, moet u tog maar na dit gaan luister. Daar het ek meeste van hulle skrywers aangevat, een. En weet jy wat? Dat miljoene mense na daai reeks gekyk. En nie een het my gekontak of my te sê, prof, jy's verkeerd hier of jy's verkeerd dra. Ons glo nie dit nie, ons glo dit. Doodstil. Meeste van die genoemde Israel Visie groepe toon sterk ooreenkomste met kerke soos die 7de dag Adventiste kerk, wie aan die Sabbat verknog is. Israel Visie mense hou die Sabbat. Die Hebrew Roots Movement van ene prof Wimpie Liebenberg, wie weer aan die besnydenis van die vlees verknog is, die Pesach en verskillende van die Joodse feeste. Israel Visie doen presies dieselfde. Ook die Jehovah's getuies wie aan die uitverkiesingsleer glo. En dit is presies wat Japie van Sail en sy groep glo. Vir meer volledige inligting, verwysing na hierdie spesifieke onderwerpe, sê ek weer, gaan kyk na die leuns van die Israel Visie teologie op YouTube. Jy sal dit daarso kry, soos wat jy hier baie kant nou, hierdie kant bo. Gaan net na my webtuis toe en jy gaan al die inligting daar kry. Ek, Prof Hannes, het probeer om met ene Japie van Sail kontak te maak, om persoonlik hierdie gesprek oor die boek Henog en sy leuns te bespreek. Maar die naaste wat ons kry was om by 'n video uit te kom
waar hy verduidelik, Japie van Zyl, dat hy nie te vind is vir gesprekke nie, want hy is te besig. Hy sê hy is te besig, en hy het sy eie geloofsoortuigings. En dis natuurlik jou reg om te glo wat jy wil, en hy glo wat hy wil. Maar weet jy wat? Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die geld. Daar's mense wat duisende rande stort in Japie van Zyl se bediening, en dis waaroor dit gaan. Hy het nou die dag, op een van sy video's nou die dag, het hy so afgegaan oor die mense wat hom nie ondersteun nie. Dis 'n vereiste. Soos jy gewoontes tiendes betaal in 'n kerk, so betaal jy aan jou gedeelte aan hom, dat hy kan kursusse aanbied en doopdienste en wat ook al. Die boek Henog, Waarheid of Leuns, hierdie is die laaste gedeelte van die inleidings of fondasiebou sessie, wanneer ons hier teen die einde by die soliede teologie gaan uitkom. Die boek Henog, Waarheid of Leuns, sonder dat ek, dis Prof Hannes natuurlik ooit besef het, ek sê altyd ek, want as jy uit 'n boek uitpraat, dan sê die skrywer die ek. So ek sê altyd Prof Hannes, dis nie om myself like nie, dis net dat u weet, dit kom van my af. Sonder dat ek, dis Prof Hannes, dit ooit besef het, ons reeds maande gelede, die boek Henog op YouTube bestudeer, seker omtrent so halwe jaar gelede, 6-8 maande terug, dat dit in werklikheid 'n ongeoorloofde boek is. Nadat ons hom deurgestap het, ek het die hele boek Henog gevat, en sy hom gescan, en hom op my rekenaar gesit, en begin lees. Punt 1, punt 2, punt 3, reg tot op die einde. Elke woord, elke ding het ek uit die boek Henog uitgebring. Ek jou een ding sê, ek het party aande na ek opgeneem het ek eintlik gesit en lag vir myself, in terme van die goed wat in die boek Henog geskryf is, wat as godsdienstige en teologiese dogmatieke waarheid deur die Israelvisie mense as die waarheid verkondig word, en dan glo hulle daai goed. Ons het reeds maande gelede die hele boek Henog op YouTube bestudeer, hy's daar, jy kan gaan kyk na dit. Die boek Henog, Waarheid of Leuns, gaan kyk na hom. En tot die slotsom gekom dat dit in werklikheid 'n ongeoorloofde boek is om onbewyste stellinge en onbybelse leuns in te verkondig. 99% van die goed wat in die boek Henog staan nie in die Bybel nie. Dit is hierdie onbybelse leuns wat as waarheid deur Japie van Zyl, die boerseun van Migdol, dis hoe hy bereid staan, of bekend staan, verkondig word, terwyl dit onbybelse waarhede is. Jy kan nie vir my vertel, hy weet dit nie. Hy weet nie hierdie dinge nie. Net iets anderster, die Israelvisie ouens is geweldig teen titels. Kyk, hulle haat dat ek sê ek is professor Hannes Redlinghuis. Ek het nie 'n probleem wie dit nie daarvan hou nie. Dat ek 'n PhD of 'n doktorale graad het en 'n meestersgraad nie, en bakkeleers, honneurs en 4 jaar teologiese diploma, en so kan ek aangaan. Ek kan nie help as hulle nie van die titels hou nie. Nee, maar hulle gebruik die skrif wat sê, mag nie een hoër ag as die ander nie. Regtig, maar het Jafashua nie gewone vissermanne gevat en vir hulle gesê, hulle is disippels nie? Disipel word geken as 'n navolger. Hulle was ook Jafiste genoem. Want die woord Jafis is gekoppel aan Jafashua, wat beteken navolgers van Jafashua. So as ek sê ek is 'n Jafis, en as iemand anders in die gehoor wat weet wat Jafis beteken, dan sê hy dadelik sê, prof, ek is ook 'n Jafis. So dis 'n titel. En dan het hy daai Jafiste na 3 jaar se opleiding, doen Jafashua snaakse ding. Hy noem daai Jafiste, of daardie volgelinge van hom, noem hy nadat hy hulle opgelei het, noem hy hulle apostels. Apostels, ja, dis 'n hoër titel. Hulle is apostels. En daarom kry jy die 5voudige bediening van apostel, profeet, herder, evangelis, leraar.
dan kan jy nie in een van daai 5 ampte glo nie. Apostel, profeet, herder, evangelis, leraar nie. Maar Jahweh het hulle apostels genoem. En weet jy wat, hy het eers gesterf en toe opgestaan. En voor hy opvaar in die hemel, dan noem hy hulle apostels. Nou daar is 'n sekere vereiste vir 'n ou om 'n apostel te wees. Hy moes Jahweh gesien het. So maklik soos dit. En dan het jy ouens soos pastoor Art Boshoff, wat homself apostel Art Boshoff noem, en Nikkie van der Westhuizen, wat skielik apostel Nikkie van der Westhuizen geword het, Theo Wolmerans, wat skielik apostel Theo Wolmerans, is almal Abonado, daai Suid-Amerikaner, hy glo, hy is apostel Abonado, en hy het almal in Suid-Afrika kom apostels maak, maar hulle ingeskakel onder sy netwerk. Nee, die Bybel sê om 'n apostel te wees, die vereiste is, die nommer 1 vereiste is, jy moes Jahweh lewendig gesien het. En die apostels van Jahweh het hom lewendig gesien. Nou hoe het Paulus of Saulus, hoe het Saulus 'n apostel geword? Hy is dan gered of geroep nadat Jahweh in die hemel opgevaar het. Maklik op die pad van Damaskus sê die woord en die lig het hom omstraal. En hy het Jahweh gesien en hy vra, wie is u Jahweh? En hy antwoord, ek is Jahweh, wie hy vervolg. Hy het hom gesien. En dit het hom die laaste apostel gemaak. Dit is so natuurlik dat die Israelvisie ouens niks van apostel Paulus se boeke glo nie, want hulle sê dis aan die heidene geskryf. En hulle glo die Bybel is net vir die volk Israel geskryf. Nee, dis nie regtig so nie. Ek het dan verduidelik 2 jaar van die bediening na Israel toe. Daar met jou disciples soos Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die 4 evangelies, wat meeste van hulle skrywe gaan aan die Jode, aan die Israeliete. En dan roep Jahweh van die ander ouens om weer te skryf aan die heidene, maar vernaamlik apostel Paulus. So, dit is hierdie onbybelse leers, ek wil net terugkom na die titels toe. Ek wil vir jou sê, gaan staan in 'n Hooggeregshof, en jy sê vir daai edelagbare, die hoofregter in die hof, jy sê vir hom, Piet van Sail. Hy sit jou onmiddellik in die hof. Ek daag julle Israelvisie ouens, doen dit. Hy sit jou onmiddellik in die tronk vir minagting van die hof. Jy sal hom aanspreek as sy edelagbare, of sy hoogedele. Dis 'n titel. Maar jy sien, wanneer jy in die hof staan en jou broek na die verkeerde kant toe bewe, dan vergeet jy van die leerstellinge van Jaapie van Sail, dan noem jy hom edelagbare of heilige, of wat ook al jy hom gaan noem. So daar is titels, kyk in die hemel, kom ek noem het gou. In die hemel, 24 ouderlinge sit op die trone, 4 heilige wesens. Ek het die engel Gabriel, ek het die engel Michael. Die hele hemel is vol engele. Dit is allemaal ampte. Die lewe bestaan uit ampte uit, maar jy sien, het gaan daaroor, wanneer iemand bietjie hoër akademies gekwalifiseerd is as hulle, dan skielik, dan wil hulle nie hê, jy moet jou titel gebruik nie. Ek is jammer, ek gebruik my titel wanneer ek bedien. Ek is professor Hannes Redlinghuis, en dis nie om my goed te laat voel nie. Ek het jare geswat, wanneer ander ouens gaan visvang het en partytjies gehou het en ontspanning gehad het ek geswat, en ons is nog steeds besig met die woord, ons hou nooit op nie. Na 60 jaar, nog nooit opgehou nie, nog altyd besig, vernaamlik die eskatologie. So ek noem die goed wat hulle aanglo, die Tederlandtyd, hulle glo nie, jy moet vir iemand sê, professor of dokter. Sê my, jy stap by die dokter in, jy het hom nog nooit ontmoet, en jy sê vir hom, Jannie Klaasens. Nee, jy sê vir hom dokter, want het staan op sy deur geskryf. Hy 6 of 7 jaar geleer vir dit. Jy sien, maar die ding is, Jaapie van Sail, glo nie dit in nie. Weet jy hoekom hy laat hom minderwaardig voel, maar hy noem homself, luister, maak jou seatbelt vas, die boerseun van Migdol.
Dis 'n titel of 'n bordjie wat hy om sy nek gehang het, wat sy mense hom by ken, en die ander mense van weet. As jy van iemand praat wat bietjie ingelig is, en jy praat van die boerseun van Migdol, dis vrot op die internet. Dis 'n titel, man. Dis 'n titel. Maar hy wil nie toegee aan akademiese titels nie. Ek noem dit net. Dis goed waar die mense aan vas is. Ek vertrou dat u 'n paar veiligheidsgordels saamgebring het. Want dis net hier waar u die eerste leen of die eerste veiligheidsgordel, 'n seatbelt, man, dis mos in Afrikaans, nodig gaan kry. Die boek Openbaring en die boek Henog. Daar word aanhoudend op internet verwys hoe die boek Henog amper in die Bybel geplaas was. Hulle sê dit. Jaapie van Sail, hulle preek dit. Dat die boek Henog was amper in die Bybel ingeplaas. Daar was 'n Engelse woord wat sê there was a toss-up, there was a race. Watter een van die twee gaan in die Bybel kom? Maar ons praat natuurlik van die protestante Bybel. So dit was amper of die boek Henog was ingeplaas gewees. Daar was nooit 'n toss-up tussen die boek Openbaring en Henog nie. Want die protestante Bybel, die 1611 King James Bybel, is juis in 1611 vrygestel. En die boek Henog, die eerste een, is eers in die begin van die 18de eeu, 1752, 1753, later vir die presiese datum gee, wat die eerste Henog boek uit Ethiopië uitgekom het. En dat dit dan gebruik is. So hy kon nooit in 'n toss-up gewees het, want dit is 200 jaar voor die tyd wat die boek Openbaring reeds in die Bybel was. Maar dis die tipe snert wat hulle mense vertel. Jy moet die boek Henog lees, vergeet van Openbaring. Want die boek Openbaring is vir die heidene geskryf. Is nie vir Israel geskryf nie. Leer nommer 1. Dit wat ek nou net vir u verduidelik het, is nie waar nie. Waarom nie? Want die Engelse 1611 King James Bible het reeds in 1611 verskyn. Maar die boek Henog, die reeks, daarin opgeteken, terwyl die boek Henog, 1773, ja, dis die 18de eeu, ver in die 18de eeu in, 1773 vir die eerste keer sy verskyning gemaak het, wanneer een James Bruce, B-R-U-I-S, James Bruce met die boek, as 'n volledige boek verskyn, wat in Ethiopië en Afrika geskryf en verwerk was. In Ethiopië. En dit het uit 11 klein stukkies fragmente, dis geskeurde stukkies perkamentrolle bestaan. 11 stukkies. 10 in 1 is 11. 11 klein stukkies geskeurde perkamentrolle. Ek het die stukkies gesien, die foto's wat hulle geplaas het. Dit is sulke stukkies papier. En hulle sê, dit is waaruit die boek Henog en later nog 3 boeke van Henog tevoorskyn gekom het. Hoekom het hulle al die boeke gelyk een keer geskryf nie? Weer 'n keer kom dit uit Ethiopië uit. Maar kom ons bly by die een. Hy sê hierso, ene James Bruce het met die boek Henog as 'n volledige boek tevoorskyn gekom wat in Ethiopië en Afrika geskryf en verwerk was. Wat uit 11 stukkies fragmente, verskeurde gedeeltes van 'n manuskrip, van een of ander Arameerse manuskrip, van ongeveer 200 tot 50 voor Jafashua, voor Christus dateer. Hulle sê dit dateer 200 tot 50 voor Jafashua. Nee, my ou. Daar bestaan nie so iets nie. Daar bestaan nie so iets nie. Hier is nou net een van die grootste klug bewyse is nou net op internet verskyn. Jy weet wat die shroud of Jesus, die kleed waarin hy gesterf het, die bebloede kleed. Dit is toe gevind en dit is afgeneem. En daai kleed is in die Rooms-Katolieke Kerk bewaar tot nou toe. En nou het Katolieke priesters
wat uitgebreek het uit die katholieke kerk uitgekom en gesê, daai Shrine of Jesus is die grootste klug, dit is so gemaak deur dit met verskillende middele gespuit was en dat dit lyk soos ou klere goed. Dit was 'n gewone wit stuk ongebleikte linne gewees wat oor maande mee gewerk was om daai kleed te skep en foto's te gevat. En weet jy hoeveel mense glo daaraan? Mense betaal watte geld net om te gaan sien hoe lyk dit. Anders sê as hulle aan dit raak hulle genees en al die goed. Dit is als wat ons in Afrikaans sê, spiritual gimmicks. Nou sê hulle dat hierdie 11 stukkies fragmente ongeveer 200 tot 50 voor Yahshua ontstaan het. 200 voor, so dit maak dit so 'n bietjie meer as 2200 en iets jaar oud dan. Niemand weet hoe die Ethiopiërs reeds in die 1800s gevorderde carbon dating kon doen nie. Hoor jy wat ek sê? Die Ethiopiërs het hierdie 11 stukkies fragmente. En hulle het deur carbon dating uitgevind dat die getal werk tussen 250 voor Yahshua, Jesus Christus. En daarna is die godsdienstige boek, die boek Henog, opgestel. En later jare nog 3 boeke oor die boek Henog is verskyn. Wonderbaarlik is dit nie, en weet jy wat? Die ander 3 boeke was dit ook ons vriend gewees, wat was sy naam, wat het gaan haal het, ek probeer nou vinnig net hier so optel, Bruce, James Bruce, hy het ook die ander 3 boeke gaan kry, nee, hy het 'n kontak daar aan die ander kant wat dit geskryf het, en hy het gehelp met dit, en so, en skielik was dit in kompetisie met die 1611 King James Bible, terwyl dit eers in 1773 ontdek is. Nou as dit in 1773 ontdek is, hoe kon dit met die 1611 King James Bible in kompetisie gewees het? Hy sê hierso, hy sê reeds in 16 verskyn het, en die eerste boek van Henog was eers in 1773 in Ethiopië, Afrika ontdek. Hoe is dit moontlik dat die boek Openbaring en die boek Henog meegeding het vir 'n plek in die 1611 King James Bible? Wat sê u? Seker besef u dat hierdie nog 'n internet en Israel visie Japie van Sail leen is. En dan daar ander onskuldige mense wie stupid genoeg is om dit te glo. Paniek, dit was my vader, het altyd gesê, there's a sucker born every day. En weet jy, dit is jammer om te sê, maar daar's baie van ons boeremense wat niks weet nie. Hulle het al hulle lewe in die NG Kerke, die 3 Susterskerke gesit, en vir die predikante gesit en luister, meeste van die tyd gesit en slaap. Wat geen Bybelkennis gehad het. Wat nie, ek meen, hoeveel keer was daar in die 3 Susterskerke oor die vrugte van die 9 gawes van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, gepreek en geleer? Nooit. Later het nog 3 boeke oor die boek Henog, ook uit Ethiopië, verskyn, wat uit dieselfde 11 stukkies fragmente verskyn het, wat hulle gebruik het. Nou kon hulle nie als uit die eerste boek Henog, was dit nie volledig genoeg uit die 11 stukkies fragmente nie. Wat belangrik is om te besef, is die feit dat die boek Henog, in geen een van die 4 boeke van Henog, enigsins na outeur of auteurs verwys nie, maar net na die uitgewers. Jy kry nie 'n outeur nie. Jy kry nie die ouens wat dit geskryf het, wat sê, ek het hierdie boek geskryf, ek verbind my hier aan nie. Hoekom nie? As jy teruggaan, en jy gaan speel bietjie na, wie was Bruce James, dan gaan jy agterkom, hy was 'n vrymesselaar gewees. En dat die boek Henog geskryf is juis as die vrymesselaars se handboek. Sê geheim nie? Sê geheim nie? Wat belangrik is om te besef is die feit dat die boek Henog en geen een van die 4 boeke van Henogs eensins 'n outeur
of 'n skrywer aanwys nie. Hy het ook nie 'n bibliografie agterin nie. Dit is sekerlik mos nou die belangrikste van enige boek, want dis nie 'n Bybel nie. Hoe is dit moontlik dat enige mens sy of haar geloof kan vestig op 4 boeke wat uit Ethiopië in Afrika kom, wie geen outeur of skrywer van hierdie boek vermeld nie, en dan word gesê dat die boek Henog meer waarheid as die boek Openbaring besit? Hulle sê dit. Dit is totale malligheid. Jy kan eerder in Rooikappietjie en die 7 dwergies in die wolf glo, voordat jy hierdie snert glo. Die woord verklaar volgens Matteus 22 vers 29. Matteus 22:29. Toe antwoord Jafashua, dis Jesus Christus, en sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle in hierdie 21ste eeu, en reeds al daar van die 18de eeu af, die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag, die bonatuurlike waarheid van Jahwe, die Almagtige, dis God, julle dit nie ken nie. Hierdie skrifgedeelte is so van toepassing in die tyd waarin ons tans in 2026 leef. Almal formuleer verskillende teorieë wat volgens hulle eie godsdienstige instansies, dogmatiek en teologie en hulle eie voordeel na die waarheid klink en lyk. En daarom is dit net die een leuen op die ander. Nou wat ons gaan doen, ek gaan net hierso stop. Want ons is nou besig om in dieper water in te beweeg. En as ek eers begin hierso, gaan ek vir die volgende ure nie ophou nie. So wat ek doen, ek stop hierso. Hier's genoeg inligting dat u dit kan deurwerk. Kyk weer na die video, maak jou notas, kyk na die feite, gaan kyk op internet, wat sien u? Maar pas op dat jy nie jou hande brand nie. Versprei hierdie boodskap, hierdie video aan soveel mense as jy kan. En vernaamlik die Israel Visie mense. Weet jy wat? Ek sal wat wil gee dat Japie van Sail en sy gehoor waaragtig tot bekering kan kom. Hy kan soveel vir die koninkryk van Jafashua beteken. Bid vir die bediening, tot volgende week as Jaffa liewe gesondheid spaar. Sy wil daarby is, Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.